Ai, groete in die wonderlike naam van ons Here en Verlosser Jesus. Hallo, ek is Dr. Brian Adams en jy kyk nou na Faith Now. Wat 'n eer is dit om hier te wees, om deur die Here geroep te wees, om vergewe te wees, om te weet dat hy my gekies het om sy woord te bring, of net om 'n seun te wees, om aangeneem te wees. Ek is opgewonde daaroor. Een van my vriende, 'n heer met die naam Forrest, ek het hom een keer hoor preek en sê dat die koninkryk van die hemel die grootste aannemingsagentskap enige plek is. Want wanneer jy wedergebore word, ontvang jy die gees van aanneming waardeur jy roep, Abba, Vader. Hoi, ons praat met Jan. Ons is hier in 'n kort reeks. Dit is die 4de en laaste vir nou, wanneer geloof moeg word, of volharde met geloof, of nie opgee en volhard nie. Laat ek vir jou my eerste skrifgedeelte lees uit 2 Timoteus, hoofstuk 4 vers 7. Ek het die goeie stryd geskry. Ek het my wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Natuurlik, dis 'n aanhaling. Dis Paulus, jy weet, ons haal vir Paulus af. Paulus skryf daar aan Timoteus in die tweede brief. Maar hy sê, ek het die geloof behou, man. As iemand 'n kans gehad het om op te gee, was dit hy. Hy is geslaan, hy is gestenig, hy het 'n skeepswrak oorleef. Hy was vasgekeer op eilande. Hierdie broer is verwerp deur die Hebreëse Fariseërs en Sadduseërs. Man, hy het 'n baie interessante lewe gehad, wonderliks deur God gebruik, maar hy het soveel geleenthede gehad. In werklikheid het ek 'n boek geskryf genaamd Die Krag van Vergifnis. En in daai boek, ek dink dis in Handelinge, in die boek Handelinge sê dat Paulus skryf, ek oefen myself daagliks om nie aanstoot te neem teenoor God of teenoor mense nie. Hy het soveel dinge aan die gang in sy lewe. Sien, aanstoot kan jou nie net moeg maak nie, maar jou ooit laat ophou. Dit kan veroorsaak dat jy die kerk verlaat, dat jy nie meer gaan nie. Maar jy sal steeds werk toe gaan, jy sal steeds kroeg toe gaan, jy sal steeds na ander plekke gaan. Ons moet leer om lief te hê, te vergewe en weet dat ons in 'n oorlog en 'n stryd is, maar hy gee vir ons die voedingsstowwe, die krag, die vermoë, die wapenrusting, alles wat nodig is. Nee, eintlik alles wat God van ons vereis, gee God vir ons. Sonder geloof is dit onmoontlik. Verskoon my, onmoontlik. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ek het daai woorde verander, hulle het. Dit is onmoontlik om God tevrede te stel. Maar geloof kom deur te hoor, gehoor deur die woord van God. Hy gee ons die gawe van geloof en hy gee ons die vrug wat getrouheid genoem word. Geloof is nodig. So gee hy ons geloof dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, verstand en siel. Wees lief vir jou naaste soos jouself. Hy benodig liefde. Hy het gesê, ek het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n krag, 'n gees van liefde. So daar gee hy ons liefde en dan word liefde in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees. Alles wat nodig is en ook. So wanneer jy moeg word, wanneer jy uitgeput word, wat het jy nodig? Wanneer jy dit dra, moet jy gaan slaap. Jy moet rus kry. Jesus het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en uitgeput is, en ek sal julle rus gee. So ek is opgewonde om te weet dat hierdie reis waarop ons is, al gaan dit moeilik raak en dis soort van soos 'n opleidingskamp, want ons is in 'n oorlog en 'n geveg op 'n eentonige ontslag, marine. So ek verstaan die opleidingsstand. Ek verstaan opleiding, maar ons moet onsself toelaat om dit te doen. Om opgeleid te word. Ek sou nooit vir die opleidingskamp gegradueer het as ek nie ingedien het nie. Ek het nie met die helfte van daai goed saamgestem nie. Die kalisteniek, die hardloop. Ek het verkies om dit nie te doen nie, maar jy moes dit doen. As jy gaan gradueer, laat ons gradueer in die opleidingskamp van geloof. Wat al van, weer eens, ek sal sê, ek het 'n goeie geveg gestry. Ek het my kursus voltooi. Ek het die geloof behou. Voltooiing maak meer saak as om te begin. Maar as jy nie begin nie, sal daar niks wees om klaar te maak nie. Korrek? Hebreërs hoofstuk 12, verse 1 tot 2. Daarom, terwyl ons ook so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las wat ons hinder afgooi. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Sjoe, Jesus is nie net die begin van jou geloof nie, hy is die voltooier. So as jy aan hom verbind bly, sy woord bly lees in gemeenskap met die Heilige Gees bly, gaan jy dit kan maak. En weet net, dat na baie bediening, baie reis en skryf, maak nie saak wat jy vir die bediening doen nie, of jy nou vrywillig werk of nie, dit maak nie saak nie. Wanneer jy begin moeg raak, skakel net die TV af, sit die foon af, al die sosiale media, gaan ergens alleen, sit dalk vir jou sagte instrumentale Christelike musiek op in die agtergrond en sit net in God se teenwoordigheid en bly by hom en laat hy jou net vernuwe. Volhardende geloof sê, ek sal vertrou, selfs wanneer ek nie verstaan nie.
Ek sal opstaan wanneer ek swak voel. Ek sal glo wanneer ek nie sien nie. Jesaja 41 vers 10. Vrees nie, want ek is met jou. Wees nie verskrik nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk. Jy weet, ek dink om petrol in jou kar te kry, moet jy na die volstasie gaan. As ons krag in ons hang kry, moet ons na die kraggewer gaan, die Godstasie. Amen. Is dit nie nogal 'n netjiese manier om dit so te stel nie? Vrees nie, want ek is met jou. Wees nie verskrik nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk. Vader, leer ons om te verhard, versterk ons om te staan. Ja, anker ons in u woord, want ons sal nie opgee nie. Jy moet erken dat ons nie sal opgee nie, selfs wanneer ons begin flou word. Ons sal geloof volhard. Amen. Sterk staan. Sjoe, wanneer geloof swaar raak, voel dit asof jy 'n vraag van die wêreld dra. Wel, die aard van blywende geloof is, geloof word dikwels misverstaan, omdat dit gewoonlik eers aan die begin geleer word. Jy weet, jy hoor die storie van toe Josef dit gedoen het, toe Abraham dit gedoen het, maar selde is dit op sy breekpunt. Ons vier die oomblik wat iemand geglo het, die dapper geloofsverklaring, die eerste stap van gehoorsaamheid. Maar die skrif wys voortdurend verder as die begin, na iets dieper, 'n voortsetting. Volhardende geloof word nie in 'n oomblik van inspirasie bewys nie. Wanneer jy die kampioen is, word die Goliat se kop afgekap, maar dit gaan voort. Dit is bewys in 'n leeftyd van volharding. Hou by aktiwiteit. Ek moet besluit in jou hart kan neem. Ek gaan nie ophou nie. Geloof met 'n leefstyl word. Kan nie net 'n gebeurtenis of iets wees wat af en toe gebeur nie. Hebreërs 10 vers 38. Nou sal die regverdige die geloof lede. Maar as iemand hom onttrek, sal my siel geen welgevalle in hom hê nie. Jy weet, wanneer ek hoor dat hulle geen welgeval in hom sal hê nie, herinner dit my aan die skrif. Ek het een keer tydens die opname 'n Bybelskoolklas gegee en ek het die skrifgedeelte gekies wat dit sê. Hy wat my gestuur het, is met my. Hy verlaat my nooit, want ek doen altyd wat vir hom behaag. Myne. So ek wil dit doen, maar dit sê my siel sal geen plesier hê nie. So as ek altyd wil doen wat behaaglik is, gaan terugdeins, stop, ophou, nie die Here aangenaam behaag bring nie. Om deur geloof te leef, beteken dus dat geloof nie seisoenaal is nie. Dit kan nie betrokke wees nie. Emosies, ja, daar sal emosies wees, maar geloof is nie situasioneel nie, met onsekere dinge. Jy moet 'n geloof wees. Dis hoekom ek daarvan hou om elke dag te sê, goeiemôre Heilige Gees en die Here Jesus Christus, my verlosser te erken en my Vader wat my aangeneem het te erken. En ek is voortdurend in sy familie, elke dag. Jy weet, die Joodse mense bid 3 keer per dag. Hulle erken altyd vir God. Hou God in die oggend en die middag in gedagte. En jy weet, soms raak ons so besig dat ons gebedslewe net oor kos is of 'n eenvoudige gebed voor slaaptyd vir die kinders. Ons moet daardie verhouding met God hê. Ek glo hoe meer ons verbind bly in die woord en in verhouding en gemeenskap, die gebed en tyd spandeer met God. Ek glo hoe sterker ons wandel gaan wees, want daar's 'n gevaar om terug te trek. Jy weet, geloof is fundamenteel. Jy kan nie net geloof gebruik in 'n krisis nie. Dit gaan nie swak wees nie. Ek sê altyd vir mense, moenie wag tot jou huis aan die brand is om 'n put te grawe of om te probeer om water op 'n plek te kry. Jy moet daarvoor voorberei wees. Jy gebruik dus nie net geloof in 'n krisis nie. Jy leef voortdurend in geloof. En hier is van die gevare van om terug te trek. Die waarskuwing is nie teen mislukking nie, maar teen terugtrek. Om terug te praat gebeur wanneer druk gemak oorskry. Ons almal soek gemak. Vertraging daag jou selfvertroue weg. Omstandighede weerspreek verwagtinge. Wel, geloof stort nie oornag ineen nie. Dit erodeer geleidelik. Die vyand is baie slim in wat hy doen. Bietjie hier, 'n bietjie daar, staan in lyn. Hy fluister hier, kry jou hier om te mediteer. Dis nie hoe dit moet wees nie. Waar is jou God? Wat gebeur hier? Jy moet daardie gedagtes bewaak. Trek daai gedagtes gevange. Vertel daai stem, alles het jou so. Stilte. Wees stil. Ek sal op die Here vertrou. Hebreërs 10:39. Maar ons is nie van die wat terugdeins tot verderf nie, maar van die wat glo tot redding van die siel. Hierdie vers praat oor identiteit. Volhardende geloof sê, opgee is nie wie ek is nie. Gaan voort en bely dit. Bely dit 3 keer. Om op te gee is nie wie ek is nie. Om op te gee is nie wie ek is nie. Om op te gee is nie wie ek is nie. Kry dit daarin en soek vir mense wat langs jou sit en kyk. Kyk na hulle wat sê, om op te gee is nie wie ons is nie.
Ons is nie van die wat terugval na hom op te gee nie, terug na ongeloof, na hom nie vir God te dien nie, maar ons gaan vashou totdat ons siel gered is, ons gees gered is, wanneer jy weergebore is. Maar nou, deur die ingeplante woord van God, is ons in staat om ons siel te red, ons manier van dink, ons lewenswyse. Dis wat ons probeer transformeer, nie in die wêreld gelykvormig nie, maar omgevorm te word na die woord van God. Hebreërs 11:1. Nou, geloof is die vaste vertroue op die dinge waarop gehoop word, die bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Substansie beteken iets wat gewig dra, iets wat die werklikheid ondersteun. Wanneer alles rondom jou onstabiel voel, word geloof iets waarop jy moet staan. Maar hier is die spannende. Geloof is die sterkste waar sigbaarheid, waar jy dit kan sien, die swakste is. Die verborgde koste van ware geloof is dat ware geloof jou iets gaan kos. Dit sal, jy weet, verlossing is verniet. Dis genade, nie uit werke nie, maar om in die geloof te wandel, gaan jou sekerheid kos, dit gaan jou gemak kos, dit gaan jou beheer kos. Jy weet, ek is 'n wêreldwye evangelis, so ek doen partykeer lang vlugte, 15 uur, 11 uur, 12 uur. Jy weet wat, partykeer is ek uit beheer. Daar's 'n vlieënier daarbo. Ek kan nie die vliegtuig beheer, die vliegtuie land of lot opstyg nie. Ek sit hier en ek moet net op God vertrou dat hy hierdie persoon in beheer van die vliegtuig het. So om vir lang tye buite beheer te wees, ek verstaan dit, maar ons moet so leef en sê, ek vertrou God. As ek daardie vlieënier gaan vertrou, moet ek dan nie God vertrou nie? Want geloof vra van jou om te vertrou op dit wat jy nie kan sien nie, wat jy nie kan voorspel nie en wat jy nie kan beheer nie. Volhardende geloof is nie gerieflik nie, dit kos jou iets. Ek dink een van die enigste dinge wat God regtig vir ons toelaat om te beheer, is om die vrug van selfbeheersing te hê, sodat jy hom kan gehoorsaam. Maar soos ons nou praat oor geloof onder druk, het jy al ooit so gevoel? Geloof wat nooit getoets word nie, is geloof wat nie vertrou kan word nie. En die doel van jou beproewing, 1 Petrus 1 vers 6, daarin verheug julle heel baie, al is dit nou, as dit nodig is, vir 'n kort tydjie, dat julle bedroef is deur allerhande beproewinge, sodat die beproewing van julle geloof veel kosbaarder is as verganklike goud wat deur vuur gelouter word. Die beproewing van julle geloof is kosbaarder as goud. Sjoe, dit maak nie sin nie. Ek sal eerder hier 'n hoop goud hê as 'n beproefde geloof. Maar ek dink die Bybel sê jou beproefde geloof, die beproewing van jou geloof, die versoeking van jou geloof, die hantering, volharding, om vas te byt, nie opgee nie, is belangriker as goud. Jou geloof word met goud vergelyk, maar met een belangrike onderskeid. Goud word deur vuur gelouter. Geloof word deur vuur geopenbaar. Hulle het gereed gemaak om in die vuur ontgegooi te word. Wat het hulle gesê? Ons God is in staat. Maar selfs al doen hy dit nie, gaan ons nie opgee nie. Ons gaan nie terugdeins na die verderes nie. Ons gaan nie sê, wel, hy het ons nie gered nie, so ons gaan hom in elk geval vertrou nie. Druk skep nie geloof nie, alhoewel dit openbaar. Beproewinge ontbloot wat jy werklik oor God glo. Dit is wat beproewinge doen. En hoe glo of jy vertrou is voorwaardelik. Wat jou geloof is, hang af van die uitkoms of van die God van die uitkoms. Jakobus hoofstuk 1 vers 2 tot 4. My broeders, ag dit louter vreugde wanneer julle aan allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar laat die lydsaamheid tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en aan niks kort kom nie. Sjoe, wat het gebeur? Wat? Jy sien daar, jy sal uiteindelik niks kort kom nie. Jy sal in 'n posisie wees waarmee jy tevrede is. Jy's tevrede sommer. Geduld is nie passiewe wag nie. Dit is volgehoue stabiliteit onder druk. Hoe ouer jy in die gees word, hoe meer oorlogsvoering sal jy deurmaak. Hoe meer kan jy selfs by 'n punt kom waar jy soos, kom nou, bring dit aan. Ek is gereed om te veg. Daar was een ou, Caleb, hy was 80 jaar oud. Hy het gesê, gee maar die berg met die reuse. En hy is net soos, ek wil die groot seë sê. En hy het geloof gehad. Hy het 'n verhouding met God gehad. Hy het geweet dat net daar's geen manier waarop ek die reus kon neem nie. Maar met God is alle dinge moontlik. Die volwassenheidsproses, geloof trou, getoets, geloof bring geduld. Geduld bring volwassenheid. God probeer jou nie net seën nie, hy probeer jou bou.
maar dit voel soms asof daar 'n oorlog is tussen die belofte en tussen die vertraging. Dis weer Sadus. Dit lyk asof dit die tyd is, die gebrek aan geduld en jy weet, gee my geduld. Geduld kom tot verdoeking. Dan kla ons oor die verdrukking. Elke belofte betree 'n slagveld. Elke belofte van God. Skryf dit nou neer as jy 'n noot aan jou lys. Elke belofte betree 'n slagveld genaamd tyd. Die spanning van tydsberekening. Nou, ek slag dit af, maar ek sal dit waarskynlik weer doen. Habakuk hoofstuk 2 vers 3 en van die kleiner profete vir die visioen is nog vir 'n vasgestelde tyd, alhoewel dit terry wag daarsoor. Goed, beloftes is nie lukhak nie, hulle is geskeduleer. Hy weet presies wanneer jy die toets moet slaag en waar jy na die volgende graadvlak kan gaan. Jy moet 'n goeie rentmeester wees. Jy moet getrou wees. En as jy nie gaan gehoorsaam en eerbiedig wat God jou laas gesê het nie, waarom sou jy iets niets vertel? God se beloftes is nie luklaap nie. Ek sal dit weer sê. Hulle is geskeduleer. Die probleem is dat ons vervulling wil hê. En God werk deur tydsberekening. Uitstel is waar geloof moeg word. O, my genade. Vertraging veroorsaak vrae, twyfel, moegheid. Wil jy ophou? Moenie ophou nie. Onthou, ek gaan dit heeltyd sê. Let daar binne. Hou vas. Hou vas aan die beloftes van God. Hy is nie 'n man dat hy moet lieg nie. Vertraging veroorsaak vrae, twyfel, moegheid. Maar vertraging bring ook diepte in jou wandel, afhanklikheid van God en ontwikkeling in jou gees, waar jy meer volwasse word. Wel, Abraham, hy is seker die vader van deursettingsvermoë. Wat 'n voorbeeld. Romeine hoofstuk 4 verse 19 tot 21. En omdat hy nie swak in die geloof was nie, en nie sy eie liggaam, wat reeds dood was, oorweeg het nie, het hy nie by die belofte van God getwyfel deur ongeloof nie. Ek hou daarvan dat daar staan, hy het nie getwyfel nie. Dit wys vir jou dat ongeloof, moegheid en traagheid jou wandel met God kan maak soos iemand wat gewond is. Nie soos Jakob met die engel nie, maar met ongeloof en twyfel. God het hom gewond om sy wandel te kry soos hy dit wou hê. Die duiwel wil ook jou wandel wond. Maar Abraham het gesê, ek gee nie maar die duiwel sê nie. Enigiemand anders sê, ek weet ek is oud, almal gaan dink dit is onmoontlik. Maar ek het 'n woord van God wat ek vir jou gaan sê. Jy hoef nie vir almal te vertel wat jou beloftes is nie. Jy hoef nie vir elke persoon te sê wat God vir jou gesê het hy gaan doen nie, want mense sonder geloof, sonder openbaring op daardie vlak, sal elke keer probeer om jou daar uit te praat. Maar daar is 'n stryd van interpretasie. Jy moet kan onderskei dat hierdie vertraging jou gaan probeer oortuig dat God vergeet het of van plan verander het. Maar God is nie getrou soos die duiwel met Eva nie. Het God gesê, het jy God werklik gehoor? Is dit 'n ware woord van God? Jy moes dit gemis het. En blywende geloof verwerp hierdie interpretasies of hierdie stemme, so te sê. Wanneer geloof swak voel, daar's 'n verskil tussen swak geloof en afwesige geloof. Afwesige geloof is geen geloof nie. Eerlike geloof. Markus hoofstuk 9 vers 29. Here, ek glo. Help my ongeloof. Hy was die vader van die epileptiese kind wat die disippels nie kon oordra nie. Geloof vereis nie perfeksie nie. Dit vereis afhanklikheid en eerlikheid. As jy teen ongeloof veg, mag jy glo dat hy dit vir almal anders doen. Maar miskien het jy 'n probleem om te hulle. My ongeloof, dat jy dit vir my wil doen, jy dit vir my kant wil doen, vir my vrou, vir my lewe, vir my finansies. Verskoon my, wees eerlik met God en sien net vir hoe jy voel. Hy ken in elk geval die weg, maar as jy na hom toe kom met 'n valse geloof, is dit nie waar nie. Dit gaan alles oor die bedoeling en hoe die hart praat. Maar God sal jou help met swak geloof. Romeine 8:26. Net so help die Gees ons swakhede. Dit beteken ons swakhede en ons geloof en ons oortuiging. Die Heilige Gees wag nie vir jou om sterk te wees nie. Hy ontmoet jou in swakheid. Kom ons praat oor die mite van konstante krag. Baie gelowiges sukkel omdat hulle dink, as ek werklik geloof is, sou ek nie so voel nie. Ek moet iets verkeerd doen. Wat is nie Bybels nie? Geloof kan in trane bestaan. Geloof kan in vrae bestaan. Geloof kan in stryd bestaan. Solank jy my verskoon, gaan voort. Jy gee nie op nie, sê jy. Ek klou hierin vas. Ek is dalk moeg. Onthou jy Jesus? Hy het in die tuin van Getsemane gegaan en 3 keer dieselfde gebed gehou en presies dieselfde woorde gesê.
as dit geneem kan word. Indien nie, net nie my wil nie, maar jyndere. Jy is dalk gereed om dit op te gee. Maar sê net, nie my wil nie, die ewe Heer. Maar daar is dissipline en wag. Wag is een van die moeilikste take in die Christelike lewe. Sien, as dit nie die waarheid kom, dit was waarskynlik van my grootste klagtes, want ons is in 'n mikrogolf mentaliteit. Ons wil nou alles hê. Klein kindertjies het min geduld. So as jy 'n bietjie geduld het, is jy dalk geestelik klein. Is jy nog 'n baba? Is jy 'n jong man? Het jy gegroei? Het jy vertrou? Wag vereis vertroue sonder beheer. Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, hou goeie moed. Wag is nie onaktiwiteit nie, dis ingehoue vertroue. Jy het hierdie een gehoor, ek het dit gesê. Waarskynlik in elkeen van hierdie is dit die 4de lering oor wanneer geloof moeg word. Jesaja 40:31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die woord vernuwe beteken om te ruil. Jy bring swakheid, moegheid, frustrasie. God gee jou krag, stabiliteit en uithou vermoë. Wag suiwer motiewe. God gebruik wag om te openbaar hoekom jy wil hê wat jy wil hê, of jy hom vertrou of net die uitkoms. Vertrou hom nou of die uitkoms. Dit bring my terug by die Hebreëse kinders. Gopkam, maar selfs al doen hy dit nie, gaan ons geloof in God en krag behou. Ons gaan 'n paar skrifgedeeltes herlees. Ek het al dele van hierdie 4 dele deurgegaan. 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg, my krag word in swakheid volbring. So vervang God se krag nie swakheid nie. Dit werk daardie. Kom ons herdefinieer krag. Die woord definieer krag as onafhanklikheid, beheer en vertroue. God definieer krag as afhanklikheid, oorgawe en vertroue. So doen die wêreld die eerste een. Die wêreld definieer onafhanklikheid in beheer wees, selfversekerd wees. Maar God definieer krag as afhanklikheid van hom, oorgawe aan hom en vertroue in hom. Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dit is nie selfvertroue nie. Dit is afhanklikheid van Christus. En jy weet, die slagveld is in die gedagtes. Ek dink Joyce Meyer het 'n boek geskryf genaamd Die Slagvelde van die Gedagte. Dit is 'n uitstekende boek. Jou grootste vyand is nie van buite nie, maar van binne. Tweedens sê Korintiërs vir ons om verbeeldings neer te werp. Gedagtes moet gekonfronteer word en nie vermaak word nie. Romeine 12 vers 2. Word julle verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hernuwing is nie outomaties nie, dit is doelbewus. Jy moet daaraan werk. En jy moet 'n bietjie geestelike uithou vermoë hê. Volhardende geloof vereis denke, dissipline, fokus op die waarheid en verwerping van leuns. Jy kan nie sit en probeer om die leuns uit te pluis nie. Jy moet hulle verwerk. Jy moet op die waarheid fokus. Christus is die waarheid en sy woord. En jy moet jou gedagtes dissiplineer. Romeine 10 vers 17. So kom geloof dan uit die gehoor. Geloof moet gevoed word deur die woord van God. Matteus 4. Mense moet nie van brood alleen lewe nie. Die woord is nie opsioneel nie. Dis noodsaaklik. Hommerige geloof. Geloof verswak wanneer die woord afwesig is. Waarheid word verwaarloos. Stemme vervang die skrif. Maar ons kyk na mate van beloning vir uithou vermoë. Jakobus hoofstuk 1 vers 12. Geseënd is die man wat volhard. Volharding lei altyd tot beloning. Galasiërs 6 vers 9. Op die regte tyd sal ons maai. As ons nie flou word nie, daar is 'n oes. Maar dit is voorwaardelik op uithouer vermoë. Maar dan die gevaar om vroeg op te gee. Baie verloor hulle oes nie omdat God gefaal het nie, maar omdat hulle opgehou het. Kom ons eindig sterk. Ons het met hierdie skrifgedeelte begin. Kom ons lees Hebreërs 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het 'n goeie stryd gestry. Ek het my kursus voltooi. Ek het die geloof behou. Afronding vereis fokus, uithou vermoë en toewyding. So in Hebreërs 12 vers 2, terwyl ons die oog gefestig hou op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, onderhou Jesus wat hy begin het. So verklaar volhardende geloof, ek sal op God vertrou. In die stilte sal ek in die vertraging staan. Ek sal deur die druk gee. Ek sal nie ophou nie. Sjoe, hy is God. Miskien het jy Jesus nog nooit as jou Here en Verlosser aangeneem nie. Of miskien het jy, maar jy het moeg geword en jy teruggedeins.
Bid die gebed samelyn. Jy kan wedergebore word en of 'n nuwe verbintenis met Jesus maak. Bid hierdie gebed. Sê, ek vergewe elke persoon wat my ooit seer gemaak het. Dis reg, herhaal na my. Ek vergeef selfs myself. Ek laat die verlede los. Ek het dit laat gaan. Ek glo Jesus is die seun van God. Ek glo dat hy vir my sondes gesterf het. Ek glo hy is uit die dood opgewek. Vergeef my al my sondes en wees my Here en Verlosser. Ek glo as jy daardie gebed gebid het, is jy net wedergebore. En ek moedig jou aan om by 'n Bybelgelowige kerk aan te sluit, deel te word van die kerkfamilie. Sê vir daardie predikant jy moet met water gedoop word en gedissiplineer word. Skryf vir jou Bybel, sluit by daardie kerk aan. Christus het ook voorsiening gemaak vir genesing, nie net vergifnis van sondes nie, maar vir die genesing van jou verstand, jou siel en jou liggaam. As jy enige siekte of kwaal het, sit jou hand op die probleem, die pyn, wat dit ook al mag wees. Ek breek elke vloek, elke toortspreek, elke beswering wat die duiwel teen jou gebring het, ek breek dit nou. Ek beveel elke blinde oog, dowe oor, stom gees gaan uit en moenie terugkom nie. Kanker, siekte, kwaal van die hart, die longe, die lewer, die bloed, die bene, ek breek sy mag van misvorming. Laat hierdie persoon los. Demoniese besmetting, demoonbesetenheid, onderdrukking, geestelike onstabiliteit, laat hulle nou los. In die naam van Jesus Christus, alle pyn moet wyk. Artritis, bursitis, fibromialgie, verlaat hierdie mense nou. In die naam van Jesus Christus beveel ek aan. Klim uit daardie rolstoel. Klim uit daai siekbed uit. Staan op, lig jou arms op, maak jou hande op in T. Artritis moet gaan. Pyn moet weggaan. Vernuwing van die gees. Ou mense, vergeetachtigheid, hoë bloeddruk, lae bloeddruk, elke kanker, elke siekte. Laat die genesing van die woord van die naam van Jesus Christus jou nou genesing bring. Nou my vriend, maak jou hand oop en toe. Lig jou arms op, staan op. Wat jy voorheen nie kon doen nie, doen dit. Kontroleer vir die pyn. Is daardie hoofpyn heg? Is die pyn van jou af weg? Is die groei, die gewas opgelos? Kontroleer. Ek glo jy het wonderwerke ontvang. Nie net die vergifnis van sondes nie, maar die genesing van jou liggaam. Kyk en kyk dadelik. En wanneer jy sê, "Wow, iets het gebeur, kan ek dit voel?" Ek sien dit. Daar's 'n nommer op die skerm. Daar's 'n e-pos op die skerm. Ons wil hê jy moet met ons in verbinding tree, sodat ons saam met jou kan bly wees. Jy kan ook gebedsversoek aan ons gee. Jy kan vir ons sê as daar 'n onderwerp is, sê hy ons sal graag wil hoor hoe jy hieroor onderrig gee. Ons wil hier wees om 'n seën vir jou te wees. Hou aan probeer. As 60, 70, 80% weg is, pyn hou so aan. Staan op en loop rond. Jy gaan dit sien. Luister, hoor, sien. Jy gaan sien hoe die wonderwerke gebeur. Deel dit met ons op hierdie nommer op die skerm. Man, ek is so lief vir jou. Ek is opgewonde en ek bid dat dit jou gegee het, soos om staartkabels op 'n beginpunt te sit, om jou aan te moedig om nie op te gee as jy het nie. Staan hierop, stof jou knie af. Steek jou hande op, prys die Here. Noem hom Abba, Vader, want hy het julle nie verlaat nie. Jy het net moeg geword. Dis op hy om tref. Hy sal jou rus gee en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Man, ons is verseker lief vir jou hier. Dankie dat jy na Feitjies nou gekyk het. En ek het net so gepom. Ek sê altyd aan die einde van my programme, dit is Dr. Brian Adams en ek verwag elke dag wonderwerke vir jou. So neem hierdie stukkies en hopelik het jy notas gemaak of jy kan dit weerspeel en kyk en 'n persoon wees wat nie net 'n hoorder is nie, maar 'n dader van die woord. Moenie moed opgee nie. Moenie ophou nie. Lig jou hande op. Verhef jou stem. Prys die Here. Ai, ek sien jou volgende keer hier op Faith is Now. Ek weet jy is geseën. God seën jou.